Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thuis en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstuk in die Nieuwe Testament lees, met die doel om ons christen te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met 2 Korintiërs hoofstuk 7 en dit begin lees. Aangesien ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons reinig van alle besoedeling van liggaam en gees, terwyl ons met diep ontzag vir God ons heiligheid verwesenlik. Maak vir ons ruimte. Ons het niemand veronreg nie. Ons het niemand skade berokken nie. Ons het niemand uitgebuit nie. Ek sê dit nie om julle te veroordeel nie. Ek het van tevore al gesê dat julle in ons harte is om saam te sterf en saam te leef. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle en is baie trots op julle. Ek is nou vol moed en loop oor van blydskap te midde van al ons verdrukking. Want selfs nadat ons in Macedonië gekom het, het ons liggaamlik geen rus gehad nie. En het ons van alle kante verdrukking ervaar, van buite aanslae en van binne angs. Maar God, wat die neerslagtiges bemoedig, het ons bemoedig deur die koms van Titus. En nie net deur sy koms nie, maar ook deur die bemoediging waarmee hy oor julle bemoedig is. Hy het ons kom vertel van julle verlange, van julle berou, van julle ywer vir my, sodat ek my nou nog meer verheug. Want al het ek julle met die brief bedroef gemaak, is ek nie spyt nie. En al was ek ook spyt, want ek sien dat daardie brief julle bedroef gemaak het, al was dit ook net vir 'n rukkie, is ek nou bly. Nie omdat julle bedroef gemaak is nie, maar omdat julle droefheid tot berou gelei het. Julle is volgens die wil van God bedroef gemaak, met die gevolg dat julle in geen opsig deur ons benadeel is nie. Want die droefheid volgens die wil van God bewerk inkeer, wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie, maar wêreldse droefheid lei tot die dood. Want kyk nou net watter toewyding julle droefheid volgens die wil van God vir julle bewerk het. Ja, watter verontskuldiging, watter verontwaardiging, watter ontzag, watter verlange, watter ywer, watter bestraffing. In elke opsig het julle getoon dat julle onskuldig is wat hierdie saak betref. Al het ek aan julle geskryf, was dit nie ter wille van die een wat onreg gepleeg het nie, en ook nie ter wille van die verontregte nie, maar ter wille daarvan dat julle toewyding vir ons duidelik aan julle bekend kan word voor God. Daarom is ons bemoedig. En benewens ons bemoediging het ons nog meer verbly oor Titus se blydskap, omdat hy gemoedsrus by julle almal gevind het. As ek enigstens oor julle by hom gespog het, staan ek nie beskaamd nie. Maar soos alles wat ons julle vertel het waar is, so het ons gespog by Titus ook waar geword. En sy toegeneentheid teenoor julle word al sterker, naarmate hy hom herinner aan julle almal se gehoorsaamheid en hoe julle hom met vrees en bewering ontvang het. Ek is verheug dat ek in alle opsigte op julle kan staatmaak. Amen. En daar het ons die woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir